julle Bybels saam met my oopmaak by Openbaring. Die Openbaring wat Johannes ontvang het, die laaste boek daar in die Bybel. Ons is besig in ons Bybelstudie met die boek Openbaring en daar's soveel kosbaarhede wat ons daar uit Openbaring uit kan haal. As ons dit vir mekaar gesê het, mens is versigtig of baie keer selfs bang om deur Openbaring te lees. Want is al hierdie gesigte en hierdie profeseë en mens weet nie wat dit beteken nie en dit maak mens bang om dit te lees en meeste van ons, as ons eerlik is, het dit maar vermy om Openbaring te lees. Maar as ons regtig gaan kyk na Openbaring, is daar soveel kosbaarhede. As ons gaan en ons besef dat Openbaring is vir ons, die kerk, geskryf. Die kerk era, vandat Christus opgevaar het na die hemel tot hy die dag weer kom. Die hele kerk era is hierdie boek Openbaring vir ons geskryf, om ons te bemoedig en aan te moedig, om te volhard en uit te sien na wat vorentoe gebeur in 'n ewigheid saam met God. Nou, ons sien Johannes ontvang die Openbaring van Christus. Daar in die eerste hoofstuk kom skryf hy dit daar vir ons en hy kry hierdie visioen wat hy God se heiligheid, God se grootheid besef. En later, as ons verder lees hier by hoofstuk 4, sien ons weer God se heiligheid, sy almag daar in sy troonkamer. En Christus kom gee hierdie opdrag vir Johannes om neer te skryf en dit vir die gemeentes te stuur. Hy skryf daar aanvanklik vir 7 gemeentes en dit is die 7 gemeentes wat ons daar in hoofstuk 2 en 3 die briewe sien wat Johannes neergepen het. Wat primêr, wat aanvanklik vir hulle geskryf is, maar ook so vir ons vandag. Ons is deel van die kerk. So hy skryf aan die gemeentes en onthou, gemeentes bestaan uit mense, individue. So as hy praat, hy spreek hulle aan, praat hy ook met u en my vandag. Ons het 'n paar weke terug het ons stilgestaan by die eerste brief. En dit is die brief wat hy skryf aan die Efesiërs, die brief aan Efese, wat hy daar vir hulle kom aanspreek en ook kom aanmoedig oor 'n aantal goed. As ons bietjie kyk, as ons stil staan, elkeen van hierdie 7 briewe volg 'n patroon. En ons kan, as ons 'n bietjie stil raak, en kan ons hierdie patroon by elkeen van die briewe sien, soos dit geskryf is. Want Christus kom, en hy kom stel homself eers voor, wie hy is. Hier's 'n bietjie van sy karakter. En dit sien ons, wat hy daar in die eerste hoofstuk vir ons, Johannes vir ons probeer beskryf, kom bring hy deur elke karaktereienskap by elkeen van die briewe. En dan kom bemoedig hy, of hy kom spoor hulle aan, prys hulle vir dit wat hulle goed doen. So hy begin die brief, hy sê eers vir hulle, dit het julle reg gedoen. Dit het julle goed gedoen. En dan kom daarna kom spreek hy aan dit wat hulle nodig het om op te fokus, 'n veroordeling, wat hy hulle aanspreek oor dit waar hulle tekort skiet. Hy gee hulle 'n waarskuwing en saam met die waarskuwing gaan daar ook 'n dreigement. As hulle nie dit doen nie, sal daar gevolge wees. Maar daar is ook 'n belofte, as hulle agslaan, as die gemeentes en as ons agslaan op dit wat Christus vir ons sê, dan het ons die vooruitsig van 'n ewigheid saam met hom. So dit is dan ook 'n bemoediging saam met die belofte. Nou 7 briewe het ons mekaar gesê, wat ons so in hoofstuk 2 en 3 daarso kan deurlees. Van hierdie 7 briewe is daar 2 van hulle wat nie 'n veroordeling ontvang nie. Dat hulle nie aangespreek word direk oor hulle iets verkeerd gedoen het nie. En dit is die brief aan Smyrna en die brief aan Philadelphia. Maar die 5 ander briewe, elkeen van hulle kom spreek Christus hulle duidelik aan oor dit wat hulle kom nodig het om aan te werk. Hy kom veroordeel hulle vir daar waar hulle
tekort skiet. En hierdie gemeentes is in gevaar. As hulle nie aandag gee, as hulle nie let, as hulle nie reageer nie, gaan daar gevolge wees. As ons net so vinnig kyk, hierdie 5 gemeentes word aangespreek. Efese eerstens, en ons het al 'n bietjie stil gestaan, ons sien in Efese, dis 'n gemeente van gelowiges. Want hy kom sê vir hulle, ek sien julle werke, dit wat julle doen, dat julle opstaan, dat julle die werke van die Nikolaïte haat, sodat hulle ook vasstaan, standpunt ingeneem het. So dis gelowiges met wie hy praat, maar dan kom sê hy vir hulle, maar julle is nie meer daar waar julle was nie. Julle het julle eerste liefde verlaat. Julle doen al die regte dinge. Waar is die passie, die ywer? En dan gaan ons so af. Ons sien soos ons deur die gemeentes gaan, Pergamus, hierdie gemeente bestaan uit gelowiges en ongelowiges. Daar's ongelowiges onder hulle in die gemeentes. In Thyatira sien ons, daar is meer ongelowiges as gelowiges in die gemeente. By Sardes is dit meestal ongelowiges. Wanneer hy vir die gemeente daar in Sardes skryf, ons praat hy van, daar is enkeles onder julle, enkeles wat nie kompromeer het nie, wat nie toegegee het nie. Sien? Hierdie patroon wat ons sien, hoe meer daar gekompromeer word, hoe meer daar vriendskap met die wêreld aangegaan word, hoe meer infiltreer dit die kerk en beïnvloed dit die kerk en ook hulle verhouding met Christus. Nou nie by die 7de brief, die brief aan die Laodicense. En ons sien, dit is die brief wat ons gesê het, daar is meeste Here net niks kon uitlig wat hulle reg gedoen het nie. Hierdie gemeente bestaan uit ongelowiges. Hy verwys nie na enige gelowiges werklik geredder onder hulle nie. Hulle word net tereggewys. Kom ons lees daardie brief saam, en dit is die brief waar ek 'n paar oomblikke vanoggend wil stil staan. Ons kan daar's so baie wat ons kan uithaal en ons kan tyd saam met spandeer, saam met elkeen van hulle, maar vanoggend wil ons graag die brief aan die gemeente in Laodicea. En dit is daar in Openbaring 3 vanaf vers 14. Sê, en skryf aan die engel van die gemeente van die Laodicense. Ons het gesê die engel is die boodskapper, of het verwys ook na die leraar, die een wat leiding neem, die een wat voorgang in die gemeente. Skryf vir hulle dat hy dit kan deel met hierdie gemeente. Hy sê, dit sê die Amen, die getroue en die waaragtige getuie, die begin van die skepping van God. Ek ken jou werke, dat jy nie koud is nie, en ook nie warm nie, was jy tog maar koud of warm. Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond uitspuug. Want jy sê, ek is ryk en het verryk geword, en het aan niks gebrek nie, en jy weet nie dat dit jy is, wat ellendig en beklaanswaardig, en arm en blind en naak is nie. Ek raai jou aan om van my te koop, goud, wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word. En wit klere, dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie, en salf, om jou oë te salf, sodat jy kan sien. Almal wat ek lief het, bestraf en tugtig ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou, en hy met my. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om saam met my te sit op my troon, soos ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Ons lees net tot sover, kom ons bid saam. Hemel Vader, vanoggend kom selfs dankie, Here, vir u woord.
die woord wat so ryk is en lewend. En soos wat u vir die gemeentes in daardie tyd geskryf het, is dit net so vars en lewend en kom spreek dit tot ons ook vandag. Soos wat u daardie gemeentes kom aanspreek het, kom praat u ook met ons om te kyk na ons eie lewens, ons eie verhouding met u. Here, ons kom vra dat u dit wat ons gelees het, kom oopbreek en dat u in ons harte en ons lewens sal kom inspreek. Ons kom vra dit in u naam alleen. Amen. Hierdie gemeente is die gemeente in Laodicea. Die brief word aan die gemeente in Laodicea geadresseer. Hulle was 'n welvarende, vooruitstrewende stad, seker die rykste van die stede wat daar na verwys word, waar die gemeentes in was. Maar hierdie stad was op 'n plateau geleë en daar was nie water in Laodicea nie. So daar moes water aangelê word. Vanaf Hierapolis het hulle vanuit die warmbronne met die aquadukte het hulle water gelei na Laodicea toe, en vanaf Kolosse het hulle van die koue water, van die fonteine het hulle deur ondergrondse kanale ook na die stad gelei. So dit was, alhoewel hulle so goed gedoen het, so goed gegaan het, en hulle al die geld en dit wat hulle wou gehad het, was daar 'n tekortkoming. Hulle het nie water gehad nie. Hierdie water moes gelei word, en teen die tyd wat dit daar by Laodicea kom, was die warm water wat van Hierapolis afkom nie meer warm nie. Dit was lou, sodat jy nie regtig daarin wil bad nie. Die koel, verfrissende water wat van Kolosse afkom, was nie meer koud nie, maar lou. So dit was nie meer verfrissend, en dit het vuil geraak, soos dit deur die kanale aangebring is. So daar was 'n tekortkoming, en nou water, dan sal nou 'n bietjie daar stil staan later ook, dit is nie geskik om in te bad, dit is nie lekker om in te bad nie, maar is ook nie lekker om te drink nie, want jy word nie versadig, jou dors word nie geles nie, en steendeel, dit maak 'n mens naar. Maar wat in hierdie stad se guns was, verder sien ons die bankwese het gefloreer. Dit was 'n baie ryk, welvarende stad. En dit het self onafhanklik van Rome gefunksioneer. Selfs nadat daar 'n aardbewing in 60 na Christus was, het hulle genoeg bronne en geld onder hulle gehad om die stad te herstel na sy vorige glorie, sonder Rome se ingryping. En hulle was bekend vir 'n paar goed. Daar was 'n mediese skool daar in Laodicea. En hulle het bekend geraak vir hulle navorsing, hulle oogkundige navorsing. En hulle het 'n oogsalf ontwikkel wat daar vervaardig en oor die destydse wêreld versprei is. So hulle was bekend vir hierdie mediese skool wat gespesifiseer het op oogkunde. Maar saam met dit was hulle ook bekend vir 'n sagte swart wol wat gebruik is in klere en ook om matte mee te weef. En dit was eie aan hulle en daarvoor bekend gestaan. Hierdie paar dinge wat vir hulle iets was om op trots te wees, sien ons dan ook later in die brief, gebruik Christus om hulle aan te spreek, want dit was tekenend dan ook van hulle geestelike toestand. Daar was heel wat mense hier in Laodicea, en dit het goed gegaan, selfs met die Jode wat in Laodicea gewoon het. As 'n bietjie na die geskiedenis gaan, dit lyk of die gemeente deur Epafras, wat een van Paulus se medewerkers was, gestig is. En hy was dan 'n tyd daar, en later was Archippus, of hy is ook bekend as Philemon, of Philemon, dan die leraar daar in die gemeente gewees vir 'n tyd lank. Gee ons 'n bietjie agtergrond. Wie is die Laodicense? Wie is die wat hierdie tragiesste van die 7 briewe ontvang? Hierdie brief waar daar geen
komplimente, prys en eers weergegee word aan hulle nie. Christus praat met hulle, en hy kom stel hulle self voor, hy sê, dit sê die Amen, die getroue en die waaragtige getuie, die begin van die skepping van God. Hierdie woord Amen word 'n aantal kere so reg deur Openbaring gebruik, maar hierdie is die enigste keer wat Amen as 'n naam gebruik word. Ek sien hy is daar met 'n hoofletter geskryf. Amen is 'n sterk frase wat beteken, so sal dit wees, of dit sal so wees. So as hy sê, dit is die Amen, is die een wat sy woord so sal wees. Dit sê die Amen, die waaragtige, die een wat waarheid het, die een wat getrou is. Hy sê, die begin van die skepping van God. So hy kom beklemtoon sterk, dat wanneer hy praat, sy woord sal gebeur, totdat hy uitspreek, sal uitgevoer word. Dit is nie leefwoorde nie, en daarom het hy hulle so sterk om aanspreek. Dit sê die Amen, die waaragtige, die getroue, die een wat waarheid is. Hy kom en hy kom spreek hulle aan, kom skryf vir hulle. Hy sê vir hulle, soos hy met al die ander gemeente sê, ek sien, ek ken julle dade, ek is bewus van wat julle doen, ek ken jou werke. Kom sê hy daar vir hulle, ek ken jou werke, dat jy nie koud is nie, ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm? Sien jullie wat hy by elkeen van die gemeente sê, ek is bewus, ek weet presies, sê Christus, wat in die gemeente en in julle lewens aangaan. Die beeld wat daar in hoofstuk 1 is, van Christus tussen die 7 kandelare, is Christus se teenwoordigheid en sy betrokkenheid by elkeen van die gemeentes, by elkeen wat deel is van die gemeentes. Hy sê, ek ken julle werke, en wat ek oplet, wat ek opmerk is, julle is nie koud nie, maar julle is ook nie warm nie. En dan vat hy dit 'n stap verder, hy sê, maar nou, omdat jy lou is jy nie koud, want lou is jy nie koud en warm nie, sal ek jou uit my mond uitspoeg. Dus vir mekaar gesê, hierdie is 'n direkte vergelyking met dit wat hulle daar ervaar het, so dit is nie 'n vreemde konsep toe Christus vir hulle kom sê het, julle is lou nie. Want hulle het geweet, hulle het self beleef wat hierdie lou water is, die louheid wat eintlik maar nutteloos was. Wat nie vir hulle die bevredigende effek gegee het, wat water behoort te gee, warm of ijskoud, om verfris te word, maar is lou. En hy sê, soos wat hierdie lou water julle namaak, is julle louheid vir my 'n walging. Sê dit dui op hulle geestelike toestand. Jesus self kom sê vir ons in Matteus 7 vers 16, aan hulle werke sal julle geken word. So, dit wat gesien word van julle, wys dan wat die hart is. Sê, dit wat ek van julle sien, laat die sense wys dat julle net lou is. Ook in Romeine 2 vers 6 tot 8 lees ons, sê elkeen, hy vra van God, sal elkeen vergeld na sy werke, aan die wat volhard, dat die volharding in goeie werke, heerlikheid en onverganklikheid soek, gee die ewige lewe, maar aan die wat eiesinnig en waarheid ongehoorsaam, aan die ongeregtigheid gehoorsaam is, grimmigheid en toorn. Christus sê, ek sien jou werke, en ek sal julle vergeld volgens julle werke. Julle geloof word sigbaar in julle werke, soos wat Jakobus ook skryf daar in Jakobus hoofstuk 2 vers 14. As Jakobus sê, wat baat dit my broers, as iemand sê dat hy geloof het, maar hy het nie werke nie. Die geloof kan hom tog nie red nie. Jakobus sê daar
glad nie dat jy deur werke gered word nie, maar hy sê die werke sal 'n teken wees dat jy wel gered is, dat daar wel iets plaasgevind het. Sê, maar by julle Laodisense sien ek niks nie. En hy kom bestraf hulle, omdat hulle lauwarm is, nie koud nie, nie warm nie, soos dat hulle stadse water is, vuil en besoedel teen die tyd wat dit daar uitgekom het. En soos het ons deur die ander briewe gelees het, sien ons die invloed wat die wêreld gehad het, die invloed wat daar was, wat Christene nie, die gelowiges wat daar was, nie teen vasgestaan, nie teen opgetree het nie, toegegee het, alle meer gekompromeer het, en dit sien ons hier dan by die Laodisense, dit het tot gevolg gehad, dat hulle soos punt in hulle geestelike lewe was, dat hulle nou was, dat hulle nie daarmee was, wat hulle vir God welbehaaglik was nie, dat hulle nie meer in 'n lewende verhouding met hom gestaan het nie, hulle het alles die regte dinge gedoen, alles gehad, maar hulle is so valse sin van sekerheid, so selfvoldaanheid gehad, want dit het goed gegaan met hulle. Ons kan sien dat hulle was 'n welvarende stad, hulle het alles gehad, wat 'n mens menslik wil hê. Hulle kon na hulle self omsien, en dit het gelei na 'n selfvoldaanheid, dat hulle sê, ons is goed. Ja, hy sal sê hierso, vers 17, hy sê, ek is ryk, ek het verryk geword, en het aan niks gebrek nie. Hulle het genoeg vir hulle by mekaar gemaak, en materieel het hulle alles gehad. Hulle het nie tekort gekom nie, so waarom het hulle God nodig gehad? Sien ons dit nie vandag ook nie? Wanneer dit goed gaan, kom het ons God nodig. Maar hy kom, spreek hulle sterk aan, hy sê, maar, en, jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is. Sê, op die oppervlak lyk alles goed, en jy dink, het alles wat jy nodig het, maar eintlik, sê Christus, sê hulle niks. Warm mense, as ons praat van warm gelowiges, is die wat geestelik lewendig is, wat in verhouding, lewendige verhouding met God staan. Wat ywer het, vuur het vir die evangelie, vir God se woord, vir God se heiligheid, vir God se opdragte vir ons. Koue mense, of koue gelowiges, aan die ander kant is die wat Christus openlik verwerp. Die wat jy nie oor hoef te wonder nie, wat sommer duidelik sal sê, ek wil niks met Christendom, niks met God te doen hê nie. Hierdie koues is deel van die gemeente, hulle woon dalk eredienste by, maar dit is dit. Dan is hier tussenin die lou, warm Christene. Dit is waaroor hy hulle kom aanspreek en hulle kom teregwys. Julle is lou warm, julle is nie warm of koud nie. Vir my het julle onbruikbaar geword. Lou warm is om nie in te pas by die warmes of by die koues nie. Is die wat deel is van 'n kerk, die regte dinge doen, aanspraak daarop maak dat hulle Christene ken, hulle self Christene noem. Soos die Fariseërs is hulle tevrede om 'n godsdiens van selfregverdiging te geniet en uit te leef. Aan die een kant al die dinge te doen wat hulle dink reg is, maar aan die ander kant is daar niks dieper nie. En dis daar die mense wat Jesus self van praat, wanneer hy praat in Matteus 7 vers 22 tot 23, wat hy sê, baie sal in daardie dae na my kom. Hy
Sê, Here, het ons dan in U naam gepreek, en in U naam bose geeste uitgedryf, en in U naam wonders gedoen nie. Ek sal sê, gaan weg. Ek het julle nooit geken nie, julle wat die wet van God oortree. Louwarm is. Wat 'n beeld het, Timoteus praat ook daarvan, as hy sê, hulle die gedaante van godsaligheid, maar hulle die krag daarvan verloor. So dis die beeld na buite, dis wat ander van ons dink. Dit wat God sien, skets 'n ander prentjie. As ons bietjie na onsself toe trek, wat is louwarm Christene? Wie is louwarm Christene? Wat is die kenmerke van die wat louwarm is? Soos ons gesê, die wat louwarm is selftevrede, selfvoldaan, het die regtig 'n begeerte om van hulle sonde verlos te word nie. Die begeerte is net om vry te kom van die straf van hulle sonde. So God word as 'n brandtrap gebruik. Net gebruik, nie 'n God wat aanbid word vir wie hy is nie. Louwarm Christene hoor die verhale van wat ander, die getuienisse wat ander vertel, wat groot dinge vir God doen, maar self beleef niks daarvan nie. Is nie bereid om op te staan of standpunt in te neem vir God en sy saak nie. En dis juist wat God van ons vra, van ons, as hy volgelinge vra, is om standpunt in te neem, op te staan, soos wat ons ook in die vroeëre briewe dan daar sien. As ons louwarm is, dan regverdig ons onsself deur ons lewenswyse. Ek is nie so sleg nie. Ek doen nie al daardie dinge nie. En dit vervang dan die heiligheid wat God van ons vra, die heilige lewenswandel wat God van ons verwag. God roep ons nie tot selfregverdiging nie, maar roep ons daartoe om heilige lewens te lewe wat hom eer. Soos wat Paulus skryf, lewe waardig die evangelie van Christus. En 'n kenmerk van 'n louwarm Christen is hulle het geen begeerte om te deel enigiets oor Christus te deel met hulle bure, met hulle familie, met hulle vriende, met hulle werkers nie. Inteendeel, as jy vir iemand vra, is daardie persoon 'n Christen, dan word daaroor gewonder. Want dit wat hulle sê en dit wat hulle doen, stem nie. Charles Spurgeon het nogal gesê, you are either a missionary or an imposter. So wat hy kon sê, jy is of een wat God se taak, God se opdrag uitleef, of jy is nie werklik 'n Christen nie. Louwarm Christene val in daardie tweede kategorie. Wat ook waar is van 'n louwarm Christen is die fokus is nie op God en sy saak, God se opdrag vir ons as sy kinders nie, maar die fokus is op aardse dinge. Dit wat ek hier by mekaar kan maak, die beeld, die image wat ek hier vir my na buite toe uitleef, dit wat ek hierso kan by mekaar maak en vir my 'n gemaklike lewe te kan verseker. En hulle fokus is dan daarop en eerder as op 'n ewigheid saam met God in die hemel. Wat daar seer is 'n louwarm Christen lewe nie in die geloof nie. En hulle rig hulle lewens so in dat hulle nie hoef nie. En dit het ons hier by die Laodicense gesien. Hulle het hulle soveel bymekaar gemaak, dit alles wat hulle wou gehad het, kon hulle bymekaar maak en hulle het gemaklik gelewe. So hoekom?
Hoekom is dit nodig om afhanklik van God te wees? As ons nie op 'n plek is wat ons God se teenwoordigheid, God se gees desperaat in ons lewe nodig het, dat ons op hom vertrou vir alles wat ons benodig, en is ons nie daar. Is ons besig om ons lewe so in te rig, gemaklik vir onsself. Ons lewe ek in afhanklikheid van God, besef ek dat alles wat ek het, is van God af. Niks wat ek het ek uit my eie nie. Jy sê dalk, ja, maar ek het hard gewerk vir dit wat ek het. Het jy die vermoë gegee om te werk? Het jy die talente, die gesondheid gegee om dit te kan doen? God alleen. Jy weet wat is nog hartseer van louwarm Christene? Hulle gee vir God dit wat oor is, nie op bes nie. En dit is wat Christus teen hierdie gemeente gehad het. Hy sê julle, gaan goed met julle. Julle sê, ek is ryk, ek het verryk geword, ek het alles bymekaar gemaak. Maar dis vir julle, dit is alles tydelik, dit is alles aards. As ons kyk na julle geestelike lewe, sê hy, is daar niks. Julle is lauwarm, julle is onbruikbaar, inteendeel God sê, val God. Dit beteken niks. So kom spreek hy ernstig aan. En so ook het ons nodig om vandag na onsself te kyk. Sê, waar is ek? Waar trek ek? Wat is my geestelike temperatuur? Is ek warm? Is ek ywerig? Is ek passievol vir God? Vir sy saak? Verleef ek sy teenwoordigheid in my lewe elke dag? Leef ek in afhanklikheid van hom? Dra my getuienis uit, dit wat hy elke dag vir my doen, deel ek dit met ander. Of is ek aan die ander kant van die spektrum? Geen net glad nie. Of is ek hier op die gevaarlikste plek eintlik waar kan wees, en dit is waar die Laodicense was. Lauwarm. As ander na my lewe kyk, dan sien hulle 'n goeie mens. Dan sien hulle al die goed wat ek doen, en hulle sien dit gaan so goed met my. Maar as ek eerlik is, waar trek ek, waar staan ek in my verhouding met God? Sê, weet jy dat jy is wat ellendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie? Sê, maar daar is nog hoop. Dit is nie die einde nie. Sê, ek raai jou aan om van my te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word, wit klere dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word, en salf om jou oë te salf sodat jy kan sien. Hiereens kon gebruik hy dit wat vir hulle bekend was en kon bring waarhede vir hulle tuis. Sê, julle wat dink julle het alles, die waardevolste het julle nodig, goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word. Nie materieel nie, maar 'n verhouding met die lewende, heilige God, wat sy seun uit liefde gestuur het om dit vir my moontlik te maak as sondige mens om met God versoen te kan word. Dit is wat julle nodig het. Nie al hierdie ander dinge. Hierdie is 'n bysaak.
Sê, wit klere, en dis 'n teenstelling teen hierdie swart wol, waarvoor hulle so bekend was. Wit klere, en wit hy op reinheid. Sê, julle het nodig dat ek julle rein maak, en julle van julle sondes kom skoon was, en dat julle heilig kom lewe voor my aangesig. En dan ook salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien, dat die blindheid, wat hulle so deur die materialisme verblind is, deur hulle eie selfvoldaanheid, selfregverdigheid verblind is. Hy sê, laat ek julle oë open, dat julle kan sien en beleef wat 'n verhouding met God is. Sê, daar is nog kans, daar is nog tyd, dit is nie verby nie. Sê, ek is hier, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As ons lees wat in die gemeente aan die gang was het dit so oor hulle gegaan, dat Christus buite die gemeente gestaan het. Sê, kyk, ek staan en klop. Laat ek deel wees van julle gemeente. Laat ek deel wees van julle lewe en julle fokus word. Sê, as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy en my. Dis 'n belofte. Sê, ons sal gemeenskap hê, ons sal 'n verhouding hê. Maar die deur oopmaak, daardie besluit neem. So waar is ons vanoggend? Waar is elkeen van ons vanoggend? Ons stil raak, sê, wat is my geestelike temperatuur? Het ek nodig om Christus die deur weer vir hom oop te maak? Dat hy die Heer en meester van my lewe word. Dat dit oor hom gaan, 'n verhouding met hom en die sekerheid en die hoop wat in hom is. Nie myself en alles wat ek myself by mekaar gemaak het. Dis 'n belofte. Hy sê, aan hom wat oorwin, sal ek gee om saam met my te sit op my troon. En soos ek oorwin het, saam met my Vader op sy troon gaan sit het. So die wat volhard, die wat staande bly, is daar 'n vooruitsig. Sê, as ek deel is, as julle 'n verhouding met my is, as ek julle verlos het, en julle staande bly, is daar die vooruitsig en die wete, dat julle ewigheid saam met my sal wees. En die laaste woorde daar sê hy, wie jy oor het om te hoor, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. So laat ons stil raak vanoggend en luister, wat sê God vanoggend vir my? Het ek nodig? Wat het ek nodig om op te reageer? Wat het ek nodig om agter te sit? Wat het ek nodig om aan hom oor te gee? Maar gaan ons daarna. Amen. En my Vader, ons kom hier, kom loof U ook, Here, vir dit wat U vir ons kom sê dit vanoggend, Here, maar ons word soos die Laodiceërs, kom spreek U ons ook aan. Kom dring U ons, kom ruk U ons tot stilstand. So maklik om vasgevang te word op dit wat nou gebeur, dit wat rondom ons gebeur, dit wat hier op die aarde aangaan, dat ons fokus verloor. En ons verhouding met U agterweer laat. Here, ons word aangespreek om weer eens vanmôre U nommer 1 te maak, om oor te gee aan U, om in verhouding en afhanklikheid van U te lewe. Ek kom bid dat U dit in ons harte sal wakker hou, dat ons elkeen regtig sal stil raak en sal besin oor waar staan ons met U. Dankie Here, dat ons besef hier waar ons nou is, het ons nog geleentheid.
dit is nog nie te laat nie. As die Here daarvoor